ons gedra het. Ek wil vanmôre groet pastoor Juffrou Sandra, ons leiers, elke broer, elke suster, die jong mense, die sondagskool in die onfeilbare naam van Koning Jesus. Hier staan ons weer meer as oorwinnaars, deurgedra deur God se genade. Ons gaan hom lieflik groot maak. Ons kan op die been staan en sing ons daai woordjie, hy is my staande rots. As hy die staande rots is vanmôre, sing dit in geloof. Halleluja. Hy is die bewaarder van Israel, wat nooit slymer of slaap nie. Halleluja. Hy is my staande rots. Hy is
van sy krag. Halleluja, prys sy naam. Geanker in Jesus, ek sal die storm staan. Geanker in Jesus, as golwe oor my slaan. Geanker in Jesus, met krag in my ja. Ek is geanker in die rots, van die Here. Geanker in Jesus, ek sal die storm staan.
is your name. Hallelujah. Thank you, Jesus. What is your name? Jesus. You deserve the praise. What is your name? What is your name? Jesus. You deserve the praise. What is your name? What is your name? Jesus. You deserve the praise. What is your name? What is your name? Jesus. You deserve the praise. What is your name? What is your name? Jesus. You deserve the praise. What is your name? Kom ons gee ons so goed prys. Dank u my besitter. U mag maar. Om vir ons lieflik toe te sing met 'n lieflike digter. Halleluja. Amen, amen, amen. Amen. Amen, amen, amen. Oh, amen, amen, amen. Amen, 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 amen. Amen, amen, amen. Oh, amen, amen, amen. Amen, 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 amen. Amen, amen, amen. Oh, amen.
Jesus loves the bigger ones like you. Jesus loves the bigger ones like you. Little ones like you. He saves you through and through. Jesus loves the bigger ones like you. Staan hier, dames. Halleluja.
oorgee vir pastoor om ons te gaan bedien met die woord. Hy het my opgedaan. Hy het my opgedaan. Die goeie Samaritaan. Hy het my opgedaan. Hy het my opgedaan. Hy het my opgedaan. Die goeie Samaritaan. Hy het my Amen. U kan my sitplekke neem, dierbares. Dis vanmôre my voorreg om al ons leiers, die gemeente, besoekers te groet in die mooi naam van die Here. Amen. Nou praat vanmôre oor 'n onderwerp waar ons nie so baie oor praat nie. Ons vat hom neer na buite toe en dit is bekering. Jesaja 59, dit is ons tema opskrif. Geen verlossing sonder bekering nie. Wat heiliglik in die kerke gebeur is vanmôre voorspoed. Is vanmôre wat die mense kan uitkry en nie wat die mense moet gee nie. Nou ons praat vanmôre oor hierdie gedeelte, want baie glo dis die wêreld daar buitekant wat moet bekeer. Maar as ons kyk na die woord van die Here, toe die woord van die Here tot die profeet Nathan gekom het Dawid geval in sonde. En hy moes hom weer uit daai toestand uit, moes hy profeteer, sodat Dawid weer tot homself kan kom. En net so ook die verlore seun. Die Bybel sê, toe hy daar by die varke sit, het hy tot homself gekom en gesê, dat my pa het baie diensknegte en diensmaagde wat in diens is van hom. Ek sal my gaan verneder voor my pa en sê, maak my een van hulle. So die bekering is vir ons baie belangrik as gelowiges. Amen. Dit is nie net van Here en alles is oor nie. Ons kyk na Paulus, een van die manne, groot manne in die Bybel, apostels wat Christus vervolg het. Maar dit was 'n bekeerde man, 'n gelowige, wat die kinders van die Here vervolg het. As 'n man wat die wette van God geken het. As 'n man wat heeltemal probeer het om 'n impak op God te maak. Deur middel van wat hy geken het. En hy het gereken dat die naam Jesus en dit wat die disippels verkondig 'n sekte.
Daarom het Paulus in opstand gekom teen die kerk, wat eintlik sê eintlik vir God verloon, volgens Johannes 3:16, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore hoef te gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Hy het gedink hy doen vir God 'n guns, terwyl God sy eie seun gestuur het, en hy het hom nie herken, volgens Johannes 1:11. Hy het na sy eie mense gekom, na sy eiendom, en hulle het hom nie aangeneem nie, omdat Paulus ook onder hulle geval het, toe hy nog Saulus was. As die mense hier, so hy moes ook bekeer het op die pad van Damaskus, terwyl hy geglo het, hy dien die Here. Nou ons lees vanmôre, ons skriflesing is Matteus hoofstuk 3, 1-12, Hosea 4:6, my volk gaan ten gronde weens 'n gebrek aan kennis. Baie ken natuurlik nie die agtergrond van Paulus nie, maar dit was die lewe van Paulus. Hy was 'n man wat die skrifte geken het. Hy was so goed toegerus rondom die wette, dat hy voor goewerneurs verskyn het. Hy het verskyn voor groot name, selfs die dag toe hy die leiers gevra het, of die government gevra het, om teen die kerk van Christus op te staan. As die mense hier, so hy was 'n invloedryke man, maar hy het die Jesus geken. En vanmôre, it's all about Jesus. Hallo, Johannes 1 Johannes 5:12, hy wie die seun het die lewe, maar hy wat die seun nie het nie die lewe nie. Wat beteken, Paulus het nie die lewe gehad nie, want hy het nie vir Jesus geken nie. Hallo, die Bybel sê in die boek van Handelinge, hoofstuk 7, het hy die kerk van Christus vervolg. Hy het een van God se dienaars met die naam van Stefanus laat doodmaak, weens sy onkunde. Hosea 4:6, my volk gaan ten gronde weens 'n gebrek aan kennis. En hy uit hierdie woorde met die dood van Stefanus, hy sê, laat sy bloed op my en my kinders kom. As die dierbares met my, alhoewel jy ook nooit kinders gehad het. Ek lees in die boek van Matteus hoofstuk 4, jy sit onder baie goeie woord, jy sit onder baie goeie lering, en daarom moet jy hierdie woord van die Here ten harte neem, want dit is goeie kos wat ons kry van hierdie pulpit af. As die mense hier, nou die Bybel leer ons in die boek van Matteus hoofstuk 3, 1-12, Johannes die doper sê die opskrif. En daardie dae Johannes die doper opgetree in die woestyn van Judea, gepreek en gesê, bekeer julle, want die koninkryk van die hemele het naby gekom, want dit is hy van wie deur die profeet Jesaja gespreek is, toe hy gesê het, die stem van een wat roep in die woestyn, berei die weg van die Here, maak sy paaie reguit. En hy, Johannes, het 'n kleed gedra van kameelhare en 'n leergord om sy heupe, en sy voedsel was sprinkane en wilde heuning. En Jerusalem en die hele Judea en die hele omtrek van die Jordaan het uitgegaan na hom toe. En hulle is deur hom in die Jordaan gedoop met belydenis van hulle sondes. Maar toe hy baie van die Fariseërs en die Sadduseërs na sy doop sien kom, sê hy vir hulle, ander geslag, wie het julle aangewys om te vlug vir die toorn wat aankom is? Of kom ek maak om lees om weer heeltemal reg dat jy hom mooi verstaan. Slange, wie het julle aangewys om te vlug vir die toorn wat aankom is? En moenie dink om by julle self te sê, ons het Abraham as vader nie, want ek sê vir julle dat God mag het om met hierdie klippe kinders vir Abraham op te wek. Maar die Bybel
ook al teen die wortel van die bome. Elke boom wat geen goeie vrugte dra nie, word uitgekap en in die vuur gegooi. Ek doop julle wel met water tot bekering, maar hy wat na my kom is sterker as ek, wie se skoene ek nie waardig is om aan te dra nie. Hy sal julle doop met die Heilige Gees en met vuur. Sy skop is in sy hand en hy sal sy dorsvloer deur skoonmaak en sy koring in die skuur saambring, maar die kaf sal hy met onuitblusselike vuur verbrand. Die Here seën sy geleesde woord en welgeluksalig is elkeen van ons wat vanmôre hierdie woord van die Here hoor en dit ook so doen. Amen. Nou die rede vir hierdie boodskap en die rede vir bekering, die einde van alle dinge is naby. Baie van ons met die wederkoms van die Here Jesus Christus gaan heeltemal onkant betrap word. Ons gaan op verkeerde plekke wees in ons lewe, want die kerk het geword soos die wêreld. En in ons onkunde glo ons, dit is reg hoe ons lewe en hoe ons mekaar hanteer as gelowiges, maar daar wag 'n surprise vir die kerk van die Here Jesus Christus. Jesus gee 'n belangrike profesie in die boek van Matteus hoofstuk 24 om die kerk van die Here op hulle tone te hou, om vir hulle te wys dat hy is nog dieselfde Jesus. Die profesie wat hy 2000 jaar plus gegee het, die woord staan nog vas. Met hierdie betekenis, hy ken die wat syne is. Amen. Amen. Nou die Bybel sê 24:3 van Matteus. En toe hy op die Olyfberg gaan sit het, kom die disippels alleen na hom en sê, vertel ons wanneer sal hierdie dinge wees? En wat is die teken van die koms en van die volëinding van die wêreld? Die Bybel sê dat Jesus sit alleen met die disippels op die Olyfberg. En dit was nooit vir Jesus maklik om sulke tyd met sy disippels deur te bring nie. Want daar was altyd deur 'n skare. Daar was altyd deur duisende se mense wat hom gevolg het. Oral waar hy sy opwagting gemaak het, daar wou die mense hom sien. Baie het nie gekom vir genesing nie, baie het gekom om die seun van God te sien, want hulle het gehoor van hom. Alle ander het weer gesien wat hy gedoen het. En daarom het die disippels, of moes hulle hier 'n afspraak maak met Jesus, om alleen met hom te wees. Want die vraag wat hulle gehad het, was baie belangrike vraag vir die tyd en die tekens waarin ek en u vanmôre lewe. Amen. Die Bybel sê, hulle is alleen en hulle vra hom hierdie persoonlike vraag, want tussen hy skare het hulle nooit of kon hulle nie 'n persoonlike vraag by Jesus uitkry nie. Want daar's altyd mense en hulle soek sy aandag. Daar was 'n geleentheid in die boek van Markus hoofstuk 13 waar al die moeders na Jesus toe gekom het en hulle kom met die kindertjies na hom toe. En die disippels staan soos bodyguards om hom. En hulle stoot hierdie ouers weg. En Jesus sê, laat staan die kindertjies. Nie die moeders nie. Laat staan die kindertjies. Want aan sulkes behoort die koninkryk van die hemele.
En die Bybel sê, hy het sy hand om hulle geslaan, en hy het gebid, en hulle geseën. En dis hoekom babatjies nie gedoop kan word nie. En die Bybel sê, Jesus het hulle aangespreek. Hy het die disciples aangespreek, omdat hulle gestaan het as bodyguard vir hom. En in die boek van Mattheus 27 sê die Bybel, sê hy vir Simon Petrus, toe hy die dienaar van die hoofpriester sy oor afgekap het. Hy sê, Petrus, ek kan nou die Vader bid vir 12 legioene, dan stuur hy hulle nou. Hy het die bodyguards nodig gehad. Maar het wys hoe die mense gedurig deur vir Jesus verdring het. Die vrou wat 12 jaar aan bloedvloeiing gelei het, die Bybel sê die mense het hom verdring, dat toe hier die krag uit sy liggaam uitgaan, en in hierdie vrou ingaan, sê die Bybel het hy sy disciples heel eerste keer, so die eerste, het hy hulle genader, wie het my aangeraak? Omdat hulle altyd so bodyguards was, het hy gereken, een van hulle het hom kom aanraak. En hulle sê vir hom, Here, u sien aan hoe verdring die mense u, en u vra, wie het my aangeraak? So was hierdie Jesus gedurig deur, saam met skares, baie mense. En hier kry hulle die geleentheid om alleen met hom te wees. Maar hulle vra vir hom iets wat my nogal beweeg het. En wat hulle vra. Vertel ons, as u volgelinge, ons is u disciples, ons het nodig om te weet, vertel ons, wanneer sal hierdie dinge wees? En wat is die teken van die koms en van die volëinding van die wêreld? Dis hier duidelik. Die disciples was in daai tyd nog nie so sterk om vir Jesus so 'n vraag te vra. Nee. Jesus het op 'n tyd in Galilea voor sy kruisiging, het Jesus vir hulle gesê, op die 3de dag gaan ek opstaan. Toe is hulle reg, maar hulle het nog steeds nie geglo nie, want die Bybel sê na die opstanding, wie was eerste daar by die graf? Die vroue. En hier vra hulle vir Jesus hierdie belangrike vraag. Vertel ons, wanneer sal hierdie dinge wees? En wat is die teken van die koms? Waar kom dit daarin? En van die volëinding van die wêreld? Ja. Hierdie vraag vra hulle vir Jesus. Wat is die teken? Die wêreld gaan geoordeel word. En wat is die teken van die koms van die volëinding van die wêreld? Of hy moet dit met hulle gesit en bespreek het, voordat hy vir hulle gesê het, wat in hierdie laaste dae gaan gebeur. Want hy vir hulle vra om hierdie vraag. So dit wil sê, dis nie al vrae wat hulle gevra het, wat heel moontlik hier opgeteken is. Maar hulle kon baie ander vrae gevra, wat aanleiding gegee het tot hierdie ene. Wanneer sal hierdie dinge wees? En wat is die tekens van die koms en van die volëinding van die wêreld? As ons kyk na Galilea, hulle dan nie eens geglo dat Jesus in die doderyk gaan opstaan. Maar wat 'n vraag vra hulle hier, maak dit vir u ook nie sin soos dit vir my nie. Dan antwoord hy hulle en sê, pas op dat niemand julle mislei nie. So hier het hy
vir hulle gesê al dat hy die wêreld gaan oordeel en dat hy een of ander tyd weg sal gaan en dat hy weer gaan terugkom, want hulle wil weet wat is die teken van u koms. Wat beteken hierdie disciples? Hosea 4:6. My volk gaan ten gronde weens 'n gebrek aan kennis. Hier het hulle nie alles verstaan nie. Hy moes dit vir hulle gesê wat gaan gebeur. Maar hulle was nog nie reg om dit te absorbeer in die gees. As jy dierbaar is, want hulle was vleeslik geweest, so hulle het nie verstaan nie. En as jy vleeslik is jy eintlik 'n gevaar vir jouself. Amen. As die mense hier, en julle sal hoor van oorloë en gerugte van oorlog. Pas op, moenie verskrik word nie. Vir wie sê hy dit? Sê hy nie vir die wêreld nie. Hy sê dit vir sy kerk. Amen. Hy sê dit vir die gelowiges. Yes. Wat beteken dit wat nou in Iran gebeur? Dit wat in Oekraïne gebeur? Dit wat in Rusland, Israel gebeur? Dit moet die kerk nou aanmoedig om closer, nader aan Jesus en los die kerkpolitiek en dien die Here. Ons moet nou op ons hoede wees. Amen. Want hy het gewaarsku. Yes. Hoe die einde gaan lyk. Gerugte as jy nou oorlog in die wêreld nie. Ja. Amen. Ek het in die week met een van die CEO's van 'n company gesit. En hy sê hulle kry nie meer regtig diesel nie. Een van die dae gaan hy die diesel sê in Suid-Afrika wees nie, want die pryse van die diesel gaan op die hemel sit. Want in Iran word die olieaanlegte uitmekaar uitgeskiet. Olies wat moet vervoer word underground, nie onder die grond nie, onder die see, hulle kom met olieskepe wat van die een land na die ander, en baie van hy skepe het Amerika vernietig. Maar hierdie goed moet nou die kerk sê, ek wil nie meer op die plek wees in my geestelike lewe waar ek nou is nie, want hier is 'n waarskuwing. Jesus sê, moenie, hy sê nie vir die wêreld nie, hy sê vir die kerk, moenie verskrik wees nie, want alles moet plaasvind, maar is nog nie die einde nie. Want die een nasie, en dit is wat ons sien, sal teen die ander nasie opstaan. En die ander koninkryk teen die ander, en daar sal hongersnode wees, pestsiekte, aardbewings op verskillende plekke. Hy sê, julle moet nie verskrik wees nie, julle moet nou staan vir dit wat julle in glo. Amen. Staan vir die waarheid, Johannes 8:32, julle sal die waarheid ken, en die waarheid sal julle vrymaak. Amen. En dit is ook belangrik dat ons moet op hoogte wees wat in die wêreld aangaan, sodat ons dit kan meet aan die profesie wat Jesus gegee het. Hier is alweer negatiewe pyle wat alweer deur Amerika na Suid-Afrika toe kom. Dit moes jy ook nou maar gelees het. Wat Donald Trump nou weer besig is om te doen. Daar het hierdie stormpie so bietjie gaan lê. En wie is die mense wat daaronder ly en benadeel word? Die Suid-Afrikaners. As die dierbare is met my. Ons moet weet wat aangaan. Hierdie goed het Jesus gesê vir die kerk, want die ongelowiges vir hulle verstaan nie. Al lees hulle die Bybel. Ons self was ongelowig, ons die Bybel gelees, niks verstaan. Die woord deur die prediking het op ons gekom, dis op ons tot bekering gekom. Jy het nie daar Bybelversie gelees en daar kom jy tot bekering nie.
Dis 'n atmosfeer soos die waar ons tot inkeer gekom het. As die mense hier. Maar al hierdie dinge is die begin van die smarte dit met die kerk op sy hoede maak. Die dierbares met dit moet ons nou, Romeine 12:11, wees die traag en die ywerig, wees vurig van gees en dien die Here. Moet jou nie met goede besig hou wat jou nergens na toe vat. Hou jou besigheid besig met die godsaligheid, dit wat jou lewe kan aanvuur en ook 'n impak maak op ander se lewe. As die mense hier. Dit wil sê hier kom nog baie swaar en donker tye vir die kerk van Jesus Christus en vir die wêreld. Amen. Kyk waar is die pryse van die kos. 10 jaar gelede was die pryse nie daar nie. En ons hou ook nie rekening met hoe die goede se pryse opgaan nie. Ons gaan maar net met die flow. Dit moet ons aanspoor om nader aan die Here te beweeg. Waar is daai klein pakkies, vaal pakkies suiker wat ons gekry het aan die winkels? Vir 2,5 sent. Waar is hy suiker? Jy kon enige tyd suiker koop. As daar suiker in jou huis klaar, want dit was 2 sent, 1,5 sent. Amen. Ek praat nou hier in die 70's. Amen. Baie was nog in die 70's. Dis so jammer vir julle. Was die dierbares met my. Daar halwe brood was 5 sent. 4 sent bruin en 5 sent wit. As die dierbares met my. Die brood was so volop. Jy kon aan na die Outeniqua bakkery gegaan het. Dan kry jy daai brood wat net so half skeef lê. Vars in die oond. Jy koop hom sommer net daar. Amen. Jy kry jou eie hondepelou en jy drink hom aan. Hulle het net genoem hondepelou, dit was nie hondepelou. Hulle Jumal hulle ons sal weet daarvan. As die dierbares met my. Daar waar kuilers sit. Ja. Daar het ons die viskyns gekoop. Viskyns. Ja. En dan het jy daai brood ingedruk. Die wat op daai tyd hier was. Praat met hulle wat nou gekom het. As die dierbares met my. Nou ons het gedink. Ek het gedink. Ja. Dis regtig vis wat hulle so. Dit is die deeg wat die kans is. Jy koop die deeg. Pakkies hy. Pakkies. Ons het hier oorgestap wat ons daar gekoop. Wie ken nog die dak? Dis daar. Die skeefie. Waarom was jy regtig hier gewees? Ek sê waarom met so dakkies? As die dierbares met my. So daar het veranderings gekom, groot veranderings. Ken jy die apies koffie pastor? Die apies, ons het gehardloop vir die apies. Ons was by dit. As die dierbares met my. Ons kom daar vandaan. Maar kyk waar is ons nou met die pryse van die goed wat ons nodig het in ons huise. Daar het 'n hele verandering gekom. Amen. Daarom is Jesus in die koor as hy profeteer. As ons kyk wat nou in die wêreld aangaan. Oorloë, gerugte van oorlog. Die een nasie wat teen die ander opstaan. Die een koninkryk wat teen die ander koninkryk opstaan. Dit is nou hier onder ons. Wat beteken self die tyd waarin ons lewe? Ons lewe is nie gewaarborg nie. Een dwaalboelet of 'n koel kan jy net so kry soos daar op die Kaapse vlakte.
Want die kind in die kombuis net langs die ma val. Of die ma val net die langs die kind. Kind dink die ma het 'n aanval gekry. As hulle kom kry, dan sien hulle die brein agter is oopgesien. Dis wat in die Kaapse vlakte aangaan. Dit moet vir die kerk 'n eye-opener wees. Vir die gelowiges daar buite. Dit wat Jesus geprofeteer het. Nou sê 2 Petrus 3:9, die Here vertraag nie die beloftes, so sommige dit vertraging ag nie, maar hy is lankmoedig oor die mens, en wil nie hê dat sommige verlore moet gaan nie, maar dat almal tot bekering moet kom. Die Here wil hê die kerk moet hom dien, bekeer. Nou baie mense verstaan nie bekering. En baie het ook nie tot die Here tot bekering gekom soos jy moet tot bekering kom. Ja. Baie het net besluit hy gaan kerk toe en hy dien nou net die Here. Dis hoekom hy sukkel in sy geestelike. Daar moet iemand wees wat by jou is, wat jou na die Here toe lei. Waar jy volgens 1 Johannes 1:9, as ons sondes bely, hy is getrou regverdig om ons sondes te vergewe en ons van alle ongeregtighede uit. Dis hoekom Matteus 28:19 sê, gaan heen, maak disippels van alle nasies. Jy moet iemand 'n disipel maak, jy moet hom help. Dan gaan hy verder en leer hulle om alles te onderhou. Jy moet hulle help. Nie een van ons wat vanmôre hier in hierdie plek sit, het tot die Here gekom en jy dit gedien nie. Iemand het jou gehelp nadat jy na die Here. Hulle skryf jou adres af, waar bly jy? Hulle vat jou telefoonnommer. Hulle wil hoor dat jy nog volmoed vir Jesus. Hulle moedig jou aan. Jy kan nie in die geheim na die Here toe kom nie. As die dierbares met my. Toe Nikodemus na Jesus toe kom hy na iemand toe wat hom na God toe gelei het. Jesus kon nie Nikodemus na hom lei nie. Amen. Want hy het gekom om die wil van die Vader te doen, so hy lei vir Nikodemus na God toe. Want wat was sy werk op die aarde? Hy het gekom om die mens te versoen met sy Vader. Amen. Daarom sê ek die wil van my Vader kom doen. Hierdie nagdisipel het in die nag na Jesus, hy word eintlik Nikodemus word 'n nagdisipel genoem, omdat hy in die nag na Jesus toe. En Jesus lei hom na die Vader. Amen. Jy gaan sukkel in jou geestelike lewe as jy nie hierdie protokol volg nie. Amen, dis waar. Jy kan nie sommer net so die Here dit kom dien, jy gaan sukkel. Jy gaan die saligheid ook nie verstaan nie en niks gaan vir jou openbaar raak. Iemand moet jou help. Amen. Is die dierbares met my? Amen. Want as jy so na die Here toe alleen kom, dan is jy eintlik baie moeilik. Want dan gaan niemand jou kan sê in jou geestelike lewe hoe moet jy dien. Jy is eintlik baie dwaas in jouself. As die dierbares met my, iemand moet jou help. Amen. As die mens sê, amen. Johannes die doper maak hier volgens Matteus skielik sy verskyning in die evangelie op die ouderdom van 30. John. Skielik maak hy sy verskyning. Nou, as ons kyk in die boek van Lukas 1, sal ons sien dat Elisabeth en Sagaria het glad nie kinders gehad nie. Yes. Haar moederskoot was ook gesluit. Amen. En hulle het tempeldiens gedoen. Amen. Vir die Here. Amen. En die Bybel sê die dag wanneer hulle daar was, dan het Sagaria sy hart voor die Here uitgestort, want hulle het ook gebid, die aangesig van die Here gesoek. En die Bybel sê net die een dag, toe Elisabeth nie by die tempeldiens doen nie, want hulle het beurte gehad, toe Sagaria daar. En sy het swanger geword. En die tyd toe Sagaria binne in die tempel is,
toe antwoord die Here Sagaria se gebed. Amen. En hierdie vrou Elisabeth het swanger geword. Amen. En met die geboorte van die kind, toe was Sagaria binne in die tempel. En die mense het lank gewag vir hom in te kom. Maar hy het geworstel daar met die kind. En die Bybel sê hy kon nie praat nie. Sy tong was geknoop. As goed wat jy soms van die Here vra, en as die Here deurkom, dan glo jy dit. As die waarheid. En die Bybel sê terwyl hulle daar by die huis besig is om name te gee. En hulle het gewerk met die name, soos ons vandag werk met die name. As my oupa, ek is so jammer dat hulle my die naam gegee het van my oupa. Sy naam was Klaas. Toe gee hulle my naam Klaasie. Die dierbares met my. Hulle gaan na die ouma en die oupas toe, dan trek hulle die name. Dan gee hulle die kind of as die tweede naam, of as die derde naam, maar die oupa en die ouma van albei kante moet sy naam aan. Amen. Maar terwyl Sagaria in die tempel was, toe sê die engel vir Sagaria, daai naam moet Johannes wees. Jee. Die engel. Die engel sê vir hom. En toe hulle die naam daar moet gee, die hele familie by mekaar kom, wat die baba se naam moet wees. Hy was nog nie gebore nie. Hy was nog nie, hulle moet net daar die naam gee. So as hy gebore word, sal sy naam wees Sagaria. Die oupa se naam. Maar die engel sê vir Sagaria, sy naam moet Johannes wees. Jo! En die Bybel sê toe hulle daar kom, toe is die bure almal daar. Hulle sê die tradisie, nie die bure in die familie is daar. Hulle sê die tradisie kan nie gebreek word nie. Sy naam moet Sagaria wees. Maar wat sê die engel? Maar die Here kon net vir Elisabeth en die spirit en Sagaria. Pastor. Sy stem ook nie saam in die familie. En die bure kom en sy stem ook nie saam in die bure nie. Want die bure sê sy naam moet Sagaria wees. Sien die man. Pastor. Maar toe Johannes daar aankom, toe sê hulle die pa van hierdie seun is hier, hy die laaste sê. Maar hy kan nie praat nie. En hulle bring vir hom 'n swart bord. Ja, by die skool waar die kinders dan swart bord vat. En sê kom werk vir ons die son in. En toe Sagaria sy opwagting maak. Hulle dink Sagaria gaan pyn voel omdat hulle gesê het die kind se naam of hy gaan goed voel. Sagaria. Hy skryf op die bordjie, nog nooit so groot geskryf in sy hele lewe. Hy skryf Johannes. En wat sê Elisabeth? Sy sê hy daar het gekry. Wanneer hulle vir Sagaria gaan sê, jong, die mense wil nie die naam Sagaria vat nie. Dan gaan hy nou baie ongelukkig is. As jy dierbaar is met my, hy sit klaar met die naam. As jy dierbaar is met my, Johannes. Nou na die hele 29, 30 jaar was daar niks van Johannes gepraat. Absolutely niks. En skielik bring Matteus, die disipel Matteus, hy het die boek geskryf. Matteus, hy kom en hy skryf aangaande Johannes, nie net Johannes nie, Johannes die Doper.
As die dierbaar is met my, hy is op die ouderdom van 30 en op wat 'n ouderdom het Jesus se bediening begin. Kan ons die Here prys? En jy kan dit gaan lees in Lukas 1 vanaf vers 5:25. Die opskrif sê daar die geboorte van Johannes aangekondig. Daar word nie weer van hy hom gepraat tot op die ouderdom van 30. Yes. En sy prediking, sy boodskap, die tema van sy boodskap was, bekeer julle, draai om na God. Dit is wat bekering sê. Draai om na God. Dit wat bekering beteken. Draai om, ja. Bekeer julle, draai om na God toe, want ons het ons al die pad gelei daar waar die duiwel ontmoet. Nou draai ons om en ons draai in die rigting. Yes, halleluja. Dis bekering. Dankie, Here. Dit het ons Vrydag behandel. Filippense 3 vers 14. Maar een ding, ek vergeet die dinge Yes. wat agter is en ek strek my uit na dit wat voor is. Yes. En die hoë roeping van God in Christus Jesus ons sê. As die dierbaar is met my, Amen. daarmee het Johannes bedoel rondom die prediking, bekering, dat die mens geheel en al moet wegdraai van hulle selfbeheerdheid. Want dit lei net tot sondes, soos leuns, bedrog, diefstal, skinder, stories, wraak, belediging, onsedelikheid en weerstand. Dit is wat ons in die kerke vandag kry. Hallo, ons kan nie die Here lekker dien. Ons self bring weerstand deur middel van die besluite en die keuses wat ons self maak. Dis die waarheid, ja. Dierbaar is met my. Ons kry nie deurbraak nie, ons is die oorsaak, want ons wil nie sekere goed laat gaan nie. As die dierbaar is met my. Ek wil nog skelm rook. Niemand sien my nie. Ons wil nie met hy goede klaar kry nie. Ons akkommodeer, ons entertain die goede. Leenspraak. Mense teen mekaar opbring. Weerstand. Jy wil die woord hoor en jy glo die Here gebruik die man van die Here, maar jy wil jou nie onderwerp aan die man van die Here nie. Weerstand is 'n tipe ding wat jy van die wêreld af nooit meer gedeel het nie. Hy sit nou nog hier in jou. As die dierbaar is met my. Weerstand, jy kry nie oorwinning oor om jouself. En wat is God se plan met die kerk? Hy wil jou gelukkig sien. Jy moet nie so baie goed te vra. Moet baie goed te twyfel. Jy het nou weer hierdie ding wat jy nie verstaan nie. Die gees van die Here deur middel van jou bekering sal die goed vir jou openbaar. Amen. Amen. Dat jy moet dit verstaan. Hoe meer jy dierbaar is, ek sê vanmôre jy die waarheid, hoe meer jy vra, gaan die duiwel vir jou baie antwoorde gee. Hallo. In jou geestelike lewe moet die Heilige Gees, jy dan met God uitgekom. So hy moet nou leiding gee, Johannes 16 vers 13. Wanneer hy gekom het, die Gees van die waarheid, sal hy julle lei. As die mense jy suffer in jou geestelike lewe, jy sal altyd deur toelaat dat hy ongoed weer terugkom. As jy hou van mense teen mekaar opbring, hy ding gaan nie uit, jy gaan dit doen. Jy bring tweedrag. As die dierbaar is met my. Jy raak verskriklik kwaad. Laat die aarde wil nie eens meer uitkom. Hulle trek teen die been vas. As die dierbaar is met my. Jy het altyd goed in die binnekant in met wie jy worstel. Terwyl die Here jou deur die Gees innerlike vrede, innerlike blydskap gee.
innerlike vriendelikheid. Weet jy dierbare, vriendelikheid is nie ding wat uit die bo buite staan. Hy kom van binne. Die hele 9 vrugte is binne in jou. Jy moet dit leef. Getrouheid moet jy leef. Lankmoedigheid moet jy leef. Amen. Selfbeheersing is nie ding wat jy nog hier rondvat nie. Jy moet hom leef want daai hele vrugte is in jou. Amen. As dit hier blydskap moet self uitkom, jy moet nie so lyk jy op voete as jy dood. Jy loop maar jy is dood. Jy moet innerlike blydskap, jy moet 'n vertrek moet jy kan ophelder. As jy nie, wanneer dinge deur mekaar gaan, dan moet jy dit kan regmaak. En wanneer hy goede heeltemal uitlyn en dan moet peace kom, dan bring jy weer peace. Amen. Amen. Jy moet nie dat die goed in die oorhand kry en nou jy sommer vir 3 jaar sit jy saam in die kerk en saam met die broer en suster, maar jy sê jy kan nou nie hanteer. Vure kom op, maar vure moet weer doodgevoer. Amen. Dis waarheid. As jy dierbaar is met Amen. ek kan haar nie hanteer nie. Jy werk al hoe lank al vir die kamp en jy sê jy kan nou nog nie jou bestuurder hanteer nie. Maar elke oggend is net jy, ja meneer, mevrou. En jou hart sê, die ander mense kan die ding nie vat nie. Ek kan die ding nie vat nie. As ek ons sien, dan klop my hart vanaf. Heerlijke, jy moet die hart van. As die dierbaar is met my, hierdie oproep tot bekering word ook tot ons gerig. Ons moet leef soos wat God in sy woord vir ons sê om te leef. Dra dan die vrugte, sê Johannes vir hulle, wat waar was. By jou bekering, jy kan nie bekeer wees en dan lewe jy 'n ander tipe lewe nie. Jy moet staan vir hierdie godsaligheid. 2 Timoteus 2:15. Lê jou daarop toe, Timoteus, moenie gesig loop by die mense nie. Lê jou daarop toe om jou beproef nie voor die mense, voor God te stel as 'n werker wat hom nie hoef te skaam nie. Want die woord van die waarheid regsny. Dan sê Paulus in 1 Korinte 9:16, as ek, Paulus, die evangelie verkondig, is dit vir my geen roem. Want die dwang is my opgelê, wie my, as ek dit nie verkondig. Ons is almal dit opgelê, om 'n impak te maak, deur jou bekering wat jy self besluit het, voor jy wil bekeer wees. Niemand het jou gedwing nie. Nou moet jy die vrugte dra van die bekering, wat jy toegelaat het, die Here moet inkom. Jy moet hom nou gehoorsaam wees. Niemand het jou in die diep gaan ingooi. Jy het self besluit, jy wil die Here dien. As die mense hier, baie van ons maak ons nog skuldig, as die kerk van Christus, aan die bogenoemde goed. Ons wil nog mors. Mors. Jou eie toekoms maak jy heeltemal donker. Jy dien die Here, maar jy's nog met die ander goede deur mekaar. Hoor wat sy Spreuke 28:13. Hy wat sy oortredinge bedek, sal nie voorspoedig wees nie. Maar hy wat dit bely en laat staan. Wat is hy bely en laat staan? Is bekering. Bely en laat staan. Wat sê Deuteronomium 28? Vers 1. As jy goed luister na die stem van die Here jou God en sorgvuldig hou al sy gebooie wat ek julle vandag beveel het, sal die Here jou God jou die hoogste stel oor die nasies van die aarde. Maar as ons die opskrif lees, dan sê hy seëninge en vervloeke. So as jy nie die seëninge kry nie, dan kry jy die vervloeke. Nou sê jy die mense het jou getoon. Die woord van die Here self sê wat gaan gebeur. Amen. As die woord. Amen. Mense kan niks aan jou doen as jy gelowig is nie. Jy kan maar net self die goede losmaak wat nie vir jou bedoel is op jou eie lewe. Dit wat nie vir jou bedoel is, laat jy toe en nou sê jy is getoon.
As die woord van die Here, as ek wat so sê nie, as die woord van die Here. Jou oortredinge bedek, kan jy nie verwag jy moet voorspoedig wees nie. Jou sonde gaan jou inhaal. Dit moet eintlik goed gaan met ons. Maar sodra daar goed is wat ons wegsteek, as die dierbare is met my. Amen. As jy hierdie liggaam van jou, wat God se tempel is, mors met hom, dit gaan nie met jou goed gaan. Bekeer van dit. Amen. Gaan sit 'n trouring on. Ek weet nog nie self hoe dat hy dit gaan. Moenie mors met die liggaam nie. Jy gaan nou mooi lyk en goed lyk, maar jou toekoms daarvoor hang af van die besluite, die keuses wat jy nou maak. Dit is die waarheid. Amen. Sê vir hom, jy gaan nie met my slaap, alvorens jy my nie trou nie. Ek is nie by dit nie. Ek het Jesus in my lewe aangeneem, en ek gaan Jesus se Heilige Gees gaan ek eerbiedig in my lewe. Die dierbare is met my. Nou wil die mense kom voorspoed preek. Die mense lewe 'n ongoddelike lewe, behalwe vir die ou sê, jy gaan 'n miljoen rand, 'n miljonair wees binne 3 maande. Nonsens, waar gaan jy 'n miljonair word? Waar gaan geld sommer by jou kom? Luister net na die gebed. Dit was mense wat vir jou sê ook, moenie uitgaan by die gebed nie. Ek lees die gebed. Hierdie gebed is nou vandag vir jou. Jy gaan dit en dit en dit. Heerlikheid druk hom maar, gee hom sommer uit. God is die seëner. Amen. God is die een wat die deure oopmaak. Yes. God is die een wat alles kan doen. Yes. Hier is baie ateïste wat ook met God se woord speel. Hulle glo nie in God nie, maar hulle speel met ons prentjie. Daarom die aanstuur prentjies en goedertjies. Baie van hulle kom uit niemand se hart uit nie. Hulle stuur dit net aan. Die kom in jou hart, maar dit klink vir my mooi, nou stuur ek dit aan. Stuur vir my woorde uit jou mond uit. Amen. Sê vir ek wil jou seën pastoor met Jesaja dit en dit en dit. Ek wil jou seën met Romeine dit en dit. As iemand vir jou, wie kan teen jou wees pastoor? Geef my hy woord. Die goedertjies wat mense aanstuur, jy weet jy ken nie eens die mense nie. Het hulle vir jou gesê, hallo, was ek wat ek verstuur. Jy weet nou nog, jy vaar dit, maar het mooi lyk, en sê jy vir altijd met allemaal moet het kry. Maar hy goed, dit is regtig effect op jou eie persoonlijke lewe. Ons moet eerlik wees met dit. Dit het geen effect op jou lewe nie. Maar jy stuur het net aan. Allemaal moet nou kry die goed, mooi goed wat jy sit op jou afdoen. Maar hy goed het geen impact. Gee die mense die goed wat die Here aan jou openbaar maak. Hallo? En dit is waar in Matteus 3:8 kom. Dra dan die vrugte wat by die bekering was. Wat die hart van vol is, loop die mond uit. Dan druk jy het so, loop by die mond uit. En jy gee seën, gee medisyne op hulle se lewe wat dit nou op hy oomblik nodig het. Amen. Baie van ons maak ons nog skuldig as die kerk van Christus aan so baie van hierdie goede. Soms vra ons self, hoe is dit moontlik dat die gelowige kinders van God net so leef en sonde doen, soos die wêreld? Ons vra ons self af, daar buite, wat nog gered moet word. As ons die wêreld sien en ons gaan so aan, hoe kan ons dan, hoe kan ons daai mense help wat nog gered moet word? Ons sukkel met so baie dinge in ons lewe, dan beveg ons nog die geestelike leiers wat ons moet help om die woord tot ons te bedien. Jeremia 3:15. Ek sal julle herders gee na my hart, wat julle sal oppas met kennis en verstand. Hy gaan vir jou 'n woord gee wat jou uit jou verknorsing, uit jou moeilikheid gaan help. God het hom daar gesit. Amen. As die dierbare is met nie. Hy is daar, jy kan nie. Jy moet eintlik hom beskerm, want hy is die een wat jou die daaglikse woord in die mond van die Here. Jy moet hom toemaak, jy moet vir hom bid, jy moet hom cover. Hallo. Amen. Jy moet nie teen hom werk nie. Jy gaan jouself verongeluk, want God sit hulle daar. As die dierbare is met my. Johannes se prediking was duidelik, bekeer julle, want die koninkryk van die hemele het naby gekom. Nou hierdie koninkryk wat hy verkondig,
is iemand wat namens hom geprofeteer het in die boek van Jesaja 40 vers 3, want dit is wat daar staan. Jesaja was een van die heel grootste ou testamentiese profete, en het ook een van die wat die meeste in die Nuwe Testament aangehaal word. Oral praat die Bybel van Jesaja, omdat hy van die ou testamentiese profete was, en hy het geprofeteer hier op Johannes. As hy wat sê, bekeer julle, want die koninkryk van die hemele het naby gekom, en dit is presies wat Jesaja sê in die boek van Jesaja 40:3. Johannes het net soos Jesaja by die mense gepleit om hulle sondes te bely en vir God te leef. Die twee profete het albei verkondig dat die boodskap van sonde berou goeie nuus is vir almal wat daarna beluister en opreg na God se vergifnis en liefde soek. Johannes die Doper het die dag vir Jesus voorberei. Soos Johannes kan ons ook mense wat Jesus nie ken nie, voorberei om hom te ontmoet. Wat beteken? Mense die nodig wanneer jy met hulle praat om nou te bekeer. Jy berei hulle voor vir die dag. Wanneer ouderling Neville met hom praat, dan gee hy sommer nou sy hart vir hom. Wanneer die kan Gail met hom praat, is net trane en daar kom sy. Want jy het die persoon voorberei. Jy kan nie nou klein vir die siel. Want die siel, Johannes het dit gedoen, hy het die weg van die Here voorberei. Amen. As die dierbare is met my, almal wat daar hy doop vertrek was, het hy gedoop. En wat sê hy in Matteus 3:11? Ek doop julle wel met water tot bekering. Maar hy wat na my kom, is groter as ek. Wie se skoene ek nie waardig is om aan te dra nie, hy gaan julle doop met die Heilige Gees en vuur. En wat het gebeur in Handelinge 2? Die uitstorting van die Heilige Gees en vuur, wat so stonge op elkeen was. Hy het berei vir hulle. Amen. As die dierbare is met my. Ja. Matteus verwys deurgaans na die koninkryk van God as die koninkryk van die hemel. In aansluiting by die gebruike onder die Jode om die naam van God so ver moontlik te vermy volgens Deuteronomium 5:11. Daarom het Jesus nooit gepraat van die koninkryk, hy is die koninkryk. Hy het gesê die koninkryk van die hemel is naby. As die dierbare is met my. Want wat het die Jode geglo? Die Jode het nooit die naam van God gebruik nie. Volgens Deuteronomium 5:11. Jy mag die naam van die Here jou God nie eintlik gebruik nie, want die een wat die naam van God eintlik gebruik, sal nie ongestraf word. Daarom het die Jode nooit die naam van God gebruik nie. Maar wat maak Johannes? Hy praat van die koninkryk wat naby gekom. En die koninkryk verwys na Jesus. As die dierbare is met my. Koninkryk van die hemel. Dit verwys eintlik, wanneer hy gepraat die koninkryk van die hemel, dit wys op God se koningskap en heerskappy vir die Jode. Daarom het hulle nooit die naam van God sommer ene, en nou nog die Jode gebruik die naam van God te doen. As die dierbare is met my. Die opsienbarende in Johannes se prediking is dat die koninkryk nou in Jesus naby gekom het. In Jesus naby gekom. Terwyl Johannes dan hulle wat bekeer het met die belydenis van hulle sonde doop in die Jordaanrivier, kom daar baie van die Fariseërs en Sadduseërs na sy doopdiens. As jy mooi gelees het wat ons gelees het, gesien het wat ons gelees in die boek van Matteus hoofstuk 4. Yes. Rondom daar. Die Bybel sê die mense het van oorhaal gekom aan hulle duisende en hulle is deur Johannes in die Jordaan gedoop. As die dierbare is met my. Net soos met Jesus se prediking, die duisende wat hom gevolg het. En wat gebeur nou hier? Hier is 'n klomp Sadduseërs, Fariseërs wat ook nou na die doop toe kom.
En Johannes onderskei hulle. Hy sien hulle harte is nie reg nie. Hulle is bekeer. Hulle is bekeer, maar hulle dra nie die vrugte nie. Hulle is bekeer, maar hulle dra nie die vrugte nie. Maar Johannes het hulle geken, want hulle het hom teëgestaan om die evangelie van Jesus te verkondig. En hy noem hulle ander geslag. Wie het julle aangewys om te vlug vir die toorn wat aankom? Hy noem hulle slange. Hy sê julle is baie gevaarlik. Julle seil nie voor. Maar as 'n mens in jou rug draai, dan pik hulle jou aan die handsteek. As die dierbares met my, dra dan die vrugte wat by die bekering pas. Jy kan nie bekeer wees en as die vrugte nie. Hoe kan jy bekeer wees? Jy is 'n boom. Jy's geplant by waterstrome wat sy vrugte gee op sy tyd, waarvan jou blare nooit verwelk nie. So ons dra vrugte. As klaar 9 aan ons gegee, ons moet laat dit uitkom. Nee. Die vrug van die Heilige Gees. As die dierbares met my. Hulle was die heiliges wat die mense volgens die wet van God en Moses geoordeel het hoe hulle moet lewe, maar het self nie in die goed in hulle eie lewe toegepas. In die kerk is dit net so. Hulle sê die pastoor moet dit doen, hulle sê die geestelike leiers, die ouderlinge moet dit doen, die diakens moet dit doen, maar hulle doen absoluut niks. Hulle sit druk op die mense wat hulle self nie wil doen of dra. As die dierbares met my. As die elkeen nou hier 'n voorskrif vir my moet gee, wat ek alles moet doen, heerlik, dan gaan ons dit seker van 'n hele 6-7 maande moet aan. Wat die verwagting is van die gemeente, van my, gaan ons vir 'n hele jaar moet deur dit gaan. Die mense hier, so sit die mense laste op die leier, maar hulle wil die vinger verneem. En dit is by die fariseërs en die skrifgeleerdes, en Johannes noem hulle slange, ander geslag. Johannes het hulle geonderskei, want hy was 'n profeet, en noem hulle ander geslag, wat beteken julle slange. Wie het julle aangewys om te vlug vir die toorn wat aankom is? Want hulle wou deur hom gedoop word, maar wou nie bekeer of die vrugte dra wat by die bekering was. Hulle was bekeer, maar hulle wou nou deur hom gedoop word. En Johannes sien hulle lewenstyl. Dierbares met my. Hulle het gekom nie op nuuskierig, hulle het gekom ook soos al die ander om deur hom gedoop te word. Maar toe hulle sien met wat hulle besig is, noem hulle anders slange. Dierbares met my. Wat beteken jy kan gelowig wees, maar jy kan baie gevaarlik wees. Jy kan 'n kerk uitmekaar skeer. Dangerous. Dis wat hy hier vir hulle sê. Die dierbares met my. Jy kan goede begin, wat jy nie kan klaarmaak. As die dierbares met my. Vandag is dit so in ons kerke. Ons wil vir die kerk, vir die mense binne en buite ons kerke wys, ons dien die Here. Maar daar is niks vrugte nie. Wat wys ons dien die Here nie? As die dierbares met my. Moses trek uit jou skoene. Die grond waarop jy staan is heilig. As net die binnekant, buitekant moet ons gechallenge word, is hy grond nog heilig. Ja, nie binnekant. Halleluja. Jesus! Buitekant. Jy skaam, selfs by die werk, weet die mense nie is dat jy bekeer is. Ja, hier is dit. Jesus! Halleluja! Buitekant. Hey, Jay, wat vir jou klap, hoor jy vir my? Hey, Jay, kom eens op. Ken jy my, die van daar van kom? Dat die dierbares met my. Dra dan die vrugte wat by die werk moet hulle jou ken as 'n gelowige man. Nee man, daar by die skool moet hulle jou ken as 'n gelowige. Dit was by al my werke.
Op die myn het ek gewerk. Ek het by almal het geweet ek dien die Here. George Herald het my glad 'n job gegee in die oggende om hy mense daar te bedien met die evangelie. En toe ek in 2010 klaar maak, toe stop hier 'n trop van George Herald. Wat 80 nuwe stoele bring vir ons en dit die afgelei vir die werk waarmee ek nou besig is. Yes, Lord. Ek het nog nooit my liggie net hier in die kerkie. Almal weet daar buitekant ek dien die Here. Ek maak nie 'n geheim van dit wat die Here in my lewe gedoen het. Yes. Geld kan nie koop nie. Glory. Mense sal nooit. Hallelujah. Nee, al staan ek hier stokstil alleen. Ek weet waarvan ek kom, waar ek nou staan en waarheen ek op pad is. Amen. Hallo. Amen. Filippense 1:6, omdat ek juis hierop vertrou het dat hy wat die goeie werk in my begin het, hy alleen is in staat om dit te volëindig tot op die dag van Christus. Glory. Stand your ground, broer en suster. Dien die Here, laat die mense praat van jou goeie dade. Hulle moet nie praat en sê heerlikheid soos dit sê daar. Sien jou draai die rook agter haar bors. Sy sommer net my sigarette na bors. Toe sê ons as net rook wat draai, hulle nie as 'n vuur agter haar. Stand your ground. Jy moet die vrugte dra wat by die bekering pas. Jy het by die Here uitgekom. Dien nou die Here met blydskap. Laat almal weet jy dien die Here. Daar in die bus, in die taxi, sê, jy het nie nodig om te sê jy is bekeer nie. Jy noem maar net dierbaar is. Hierdie taxi is vanmôre onder die bloed van Jesus Christus, omdat ek vanmôre die bus is. Omdat ek vanmôre in hierdie taxi is die beskerming van die Here in hierdie gemeente. Yes, hallelujah. Jy praat nie van, hulle gaan self sê sit 'n gesin, maar hy suster het nog iets mooi gespeel. Hy moet 'n suster wees. Hy moet 'n bloedgewaste broeder wees. Sonder om vir jou te sê, as jy bekeer, hulle moet nie sulke goed praat. As die dierbaar is met my. Baie van ons is soos die Fariseërs en die Sadduseërs. Ons wil sien ander dien die Here en moet ook volgens ons die Here dien soos ons dink die Here gedien moet word. Maar ons staan agter die deur en kyk hoe ander mense. Maar ons gooi klippe soos die Fariseërs en die Sadduseërs. Daar is geen woord in ons nie. Ons soek vrugte by ander. Maar by ons bome is die blare kirdroog. As die dierbare is met my. Jou bome moet ook bloei as 'n teken in die oorgang van herfs, somer. Moet daar tekens wees hy bloei nou. As van ons bome wat glad nie bloei nie. Wat beteken jy gaan niks kry daar? Ja, niks. Niks. Jy sien mos hoe mooi is die bome van die bloeisels. Dat wil sê as bloeisels afgeval dan kom die vrug. As die dierbare is met my. Amen. Ek sluit af. Johannes sê aan hulle, en moenie dink om by julle self te sê ons het Abraham as vader. Wat wil die Bybel hier so sê? Hoor dit, lees dit weer. Moenie dink om by julle self te sê ons het Abraham as vader nie. Want ek sê vir julle dat God mag het om uit hierdie klippe kinders van Abraham op te wek. Ja. Wat beteken is Jode wat ons hiermee te doen het? Die Sadduseërs en skrifgeleerdes was Jode, want dit is waar die afleiding kom Abraham. As die dierbare is met my. God kan net hulle wat hy daar gered het, kan hy klippe oprig wat hulle gaan beskerm. Maar dan sê die Bybel lê ook die wortel van die boom. Ja, elke boom wat geen goeie vrugte dra nie, word uitgekap in die vuur gegooi. Want ons eendag die hel brand. Want ons die hemel eendag mis. Hy sê die boom, die Bybel, wat eintlik sê, as die Bybel by die wortels lê, dan sê ek kan ons enige tyd sterwe. Amen. Want hy lê dan by die wortels. Die Bybel lê daar. So ek kan maklik uitgekap word.
Maar die Here gee ons genade. Amen. Die Here hou ons. Daarom moet ons diensbaar wees vir die Here. Dra dan die vrugte wat by die bekering pas. Hoe baie van ons het nie met die dood omgedraai nie. Amen. Nou moet jy eintlik sê, Here, U het my nog 'n kans gegee. Nou dien ek U. Niks gaan aan my pad staan nie. En dit is wat met 2015 met my gebeur. Toe ek daar by Medikliniek lê en my vlees so vrot, toe sê ek, Here, ek het nou nog 'n kans gekry. Nou dien ek U. Amen. Die waarheid. Nou, Here, is die laaste dae, weet nie hoe lank gaan dit wees nie, maar nou wil ek my toewy aan U, die Here. Amen. Justin, jy kom uit 'n ongeluk uit waar jy moes dood gewees het. Jy het nog 'n kans gekry. Wat maak jy nou met die kans? Een van hy sissies is dood in hy ongeluk. Hier sit jy vanmôre. Wat maak jy met die geleentheid? Hoeveel mense het jy al so by die dood? Wat hier sit by die dood? Amen. En die Here gee genade. Yes, halleluja. Hy byl was nog nie by die wortels. Maar hy het gekap. Jy het nog 'n kans gekry. Verheerlik God met jou lewe. Net die bekering, die beste manier om God te verheerlik is die bekering. As jy by 'n Pinksterkerk uitgekom het, waar jy jou geloof kan uitleef. Die ander historiese kerke is dit nie maklik om jou geloof te leef. Ja, los. Die ouderlinge, daai manne doen alles. Jy kom net en sit. Jy kry die woord dan by jy huis toe gaan. Hier sit jy nog onder die woord op 'n Dinsdag aan en jy kan vra in die Bybelstudie. Amen. Hulle gaan maar net aan. Die bekering dierbaar is. Die bekering. En jy sit kom in 'n Pinkster, jy kan jou geloof uitleef. As jy iemand wat in jou pad staan. Ons weet mos waarvan hy kom. Ons praat nou nie oor kerke nie. Maar ons weet waarvan hy kom. Ja, ons weet. En jy weet ook as gevolg van die bekering, sou jy nooit die persoon gewees het wat jy vandag is. Amen. As dit nie die bekering was nie. Ja. En die woord van die waarheid so reg gesny het. En jy nou nog skelm gerook. En ons jou nog vanoggend hier gesien. Sien nou kom of sien nou kom. Maar was het nou nog faal vanmôre voor jou? As gevolg van die vorige aand. Ja. Die dierbare is met my. Maar hierdie evangelie is 'n krag van God tot redding vir elke mens wat glo. Hierdie evangelie verander 'n lewe radikaal as jy wil gechange word. Amen. Net soos wat 'n boom veronderstel is om vrugte te dra, is God se kinders ook veronderstel om 'n oes van goeie dade op te lewer. Mense wat hulle self Christene noem, maar niks omtrent doen nie, is nutteloos. As jy sê jy's 'n Christen en jy doen niks omtrent dit nie, is jou Christendom nutteloos. Daar is vandag ook mense wat soos in die tyd van Johannes net in die naam van God aan God behoort. Daardie mense beteken nog niks. Hulle was net gekoppel aan Abraham. Dis hoekom hy hulle wys hierso. Johannes. As ander nie aan ons lewens kan sien dat ons gelowig is nie, is daar groot fout met ons kindskap. Jesaja 59, geen verlossing sonder bekering. Ons wil die Here dien, mense moet goed praat van ons, maar ons wil nie die vrugte dra van die bekering nie. Bekering wat ons ondergaan het, beteken jy moet dit wat jy bely het met jou bekering laat staan en nie weer doen wat jy voorheen gedoen het. Filippense 2:5. Hierdie gesindheid moet in julle wees wat ook in Christus Jesus was. 2 Korinte 5:17, dis 'n baie belangrike skrif. Dis waar jou bekering kom. As iemand in Christus is, as hy 'n nuwe skepsel, die ou dinge het verbygegaan. Jy moet kan sê, kyk, alles het nuut geword. Iemand moet kan sien, daar het 'n verandering in jou lewe gebeur. Amen. Jy's 'n nuwe skepsel, jy's wedergebore in die Gees, wat beteken jou vlees is nou aan jou onderworpe. Jou vlees hoor nou van jou af om die Here lekker te dien. Jou gesindheid, jou wandel, jou hele lewe moet getuig van iemand wat bekering ondergaan het. Dra die vrugte wat by die Here pas. Jy moet God se woord gehoorsaam wees. Hebreërs 10:25. Julle moenie julle onderlinge byeenkomste versuim soos sommige. Jy kan nie groei in bekering as jy nie by die Bybelstudies uitkom nie. Jy mis uit want dit waar jou groei lê.
Dis waar jou antwoorde lê vir baie goede wat jy in jou borstel, in jou eie persoonlike lewe. Amen. Is jy nog hier? Amen. Jy kan nie dien, as ek voel nie vanaand nie, dan gaan jy kan nie die Here deur die geloof dien nie, deur die gevoelens dien nie. Jy moet die Here in die geloof sien. Dawid sê ek was bly. Psalm 122 vers 1. Ek was bly toe hulle vir my sê, laat ons opgaan na die huis van die Here. In sy geloof was hy versterk. Ons sukkel in ons geestelike lewe omdat ons te min in die teenswoordigheid van die Here kom. Dinsdae aan moet vir ons 'n belangrike aand wees, want ons is in die Bybelstudie waar ons geonderrig word. Matteus 28:19, gaan dan heen, maak disippels van alle nasies, doop hulle in die naam van die Vader, die Seun, die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou. Die Here seën sy geleesde woord. As daar iemand vanmôre in hierdie atmosfeer is wat sê ek wil die Here dien, ek bekeer my vanmôre. Bekering is nie jy kom bekeer en dan jy dien die Here, jy sal vir die res van jou lewe bekeer nie. Bekering is elke liewe dag wat die Here vir ons gee. En jy het nie nodig om na iemand te kyk in hierdie gehoor wie gaan opstaan nie. Jy staan op in die geloof. Jy weet waar is daar tekortkominge in jou lewe rondom die woord wat die Here vanmôre tot ons bedien. Ons moet gesnoei word sodat ons bome weer mooier vrugte kan dra. As jy nie op die plek is waar die Here jou bestel het geestelik, dan staan jy op jou voete en jy sê, Here, ek staan vanmôre omdat ek wil bekeer. Ek bekeer vanmôre. Al die goede wat agter my is, sodat jy kan vorentoe jou oorwinning kan geniet en in oorwinning kan lewe. Want as jy nie nou deel met die goede, die bagasie wat jy onnodig dra nie, dit is nie vir jou nie. Dit is nie, maar dit wat ons vanmôre doen deur te staan en te sê, Here, ek bekeer my. Nie nog eenmaal nie. Ek bekeer my omdat ek my elke dag. Vader, in die naam van Jesus van Nazareth. Ons staan vanmôre in hierdie gehoor voor U, omdat ons die vrugte wil dra wat by die bekering pas. Help ons, Here, dat ons kan wandel na die geskrewe woord, na die voorskrifte, Here, om sodoende, Here, mense te berei vir die saligheid. Dat wanneer ons ons monde oopmaak, moet Kolossense 4:6 inskop, laat julle woorde altyd aangenaam wees, met sout besprinkel, sodat julle weet hoe om iedere een te antwoord. Help ons, Here, om 'n gesonde geestelike lewe te handhaaf. Help ons, Here, om nie met die kwaad, met die verkeerd saam te gaan nie, maar dat ons die werke van die duisternis sal bestraf in Jesus se naam. Want ons is die lig. Ons kan nie met die duisternis se werke saamgaan nie. Ons is in die lig, daarom moet ons lig gee vir 'n duister wêreld in die naam van Jesus. Ons is die sout vanmôre, Here. Ons moet smaak gee. Help ons, Here, dat ons bome gereeld gesnoei word deur middel van bekering, sodat ons die vrugte kan dra wat by hierdie bekering pas. Dankie, Here, vir die woord. U het gestuur, Psalm 129, om ons uit ons kuile te red en om ons gesond te maak. Here, hierdie saligheid is 'n persoonlike saak. Hierdie saak is nie 'n familie, man, vrou, dis nie 'n vriendekring saakie, Here. Dis 'n persoonlike saak, want dit is wat Lukas 9:23 ons leer. As iemand, en hy sê, ek sê dit vir alle mense, as iemand